'n wonderlike spreker daar in Amerika. Dis 'n pragtige dame en 'n dinamiese dame met die naam Juliet Fant. Sy het nou al meer as een keer was sy 'n spreker by die Global Leadership Summit daar in Chicago. Dis een van die grootste geestelike leierskapkonferensies in die wêreld. En by een van hierdie konferensies het Juliet die volgende woorde gesê: "We must eradicate the shame of rest and replace it with the pride of self-care." Sy lê geweldig klem op dat ek en jy rus nodig het in ons lewe. En rus is nie 'n shame nie, dis nie 'n skande nie, dis nie lui wees nie, nee. Dis self-care, dis selfversorging. Ek is oortuig met my hele hart dat die Here soek 'n gesonde jy, 'n positiewe jy, 'n energieke jy om 'n verskil te maak in hierdie wêreld. Daarom het ons 'n verantwoordelikheid om na onsself te kyk en onsself te versorg. Sy sê verder: "We must take ownership of our exhaustion." En dit is vir my baie mooi woorde hierdie, want sy maak 'n onderskeid tussen tired en exhausted. Ja, ons werk hard en dit maak ons partykeer moeg en ons is energiek aan die gang en dit maak ons moeg, maar wanneer ons te lank, te veel hardloop, te vinnig hardloop, te intens hardloop, dan raak ons exhausted, uitgeput. En dit kan lei tot uitbranding en tot depressie en swak emosionele welstand. We need to give ourselves the permission to change. En ek wil regtig vir jou kom sê, weet jy, raak rustig in jouself. Jy's 'n mens. Jy's soos ek, ons is van stof gemaak. Ons is kleipotte wat maklik breek, om Paulus se woorde te gebruik. Ons is nie God nie. God self moes rus. God het na hy geskep het gerus. Wie dink ek en jy is ons, dat ons nie rus nodig het nie? Selfversorging, hoor mooi, the pride of self-care. Hou op met the shame of rest. Wees trots daarop dat jy rus om energie te hê, om passievol te wees. Wees trots daarop dat jy jouself versorg en na jouself kyk, sodat jy op jou heel beste vir die Here kan wees elke dag.